Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons weet dat die Bybel sê God is opreg, heilig. Ons weet in Deuteronomium skryf Moses, God the rock, his works are perfect, all his ways are just. Ons weet. Die probleem is maar net, wanneer ons kyk na die gebroke wêreld om ons, match dit nie. Dit match nie met wie ons weet God is nie. Ons sien wie God is en dit match nie met ons ervaring van die gebroke wêreld om ons nie. So ek wil 'n oomblik vat en om hierdie vraag vir ons duidelik te maak, wil ek julle vertel van Fyodor Dostoevsky. So, Fyodor Dostoevsky is gesien, letterlik, hy is die titel gegee, as one of the greatest novelists in all of world literature. Dis insane. Hierdie ou se beste werk, Dostoevsky se beste werk is verskriklik bekend, dis 'n klassiek, is The Brothers Karamazov in 1880 geskryf. En hierdie is verseker sy beste werk en in hierdie boek pak hy die vraag aan van pyn en lyding en God. En hy vat die argument tot op 'n ekstreem. Hy sê, hy self 'n gelowige, gebruik die storie van twee broers wat stry met mekaar om juis hierdie argument uit te pak. So, een broer stry teen God en sê, jy weet, al hierdie boosheid en pyn in die wêreld. Nee, hoe kan God daar wees? Waar is hy? Hy gebruik vele stories, soos die boek se storie uitspeel, gebruik hy vele stories om sy argument te staaf. Nou, dis Ivan, of Ivan. Ivan, hy stry teen God. En die ander broer, Alyosha, hy moet net al hierdie argumente vat. Hy vat dit. En soos die boek aangaan, bou daar hierdie berg op teen Alyosha, wat nou God moet verdedig, die ander broer. En so een stry teen God, een stry vir God en probeer vir God verdedig teen hierdie berg van stories wat sê, hoe kan daar 'n God wees in hierdie gebroke wêreld? En een storie wat Ivan bring na Alyosha toe is die storie van evil ouers wat hulle kind toesluit in soos 'n hout toilethuisie buitekant die huis, jy weet soos daai lang drap huisies in die ou tyd. Hulle sluit hulle kind toe in daai huisie aan die buitekant van die huis in Rusland in die middel van die winter om haar te straf. En Ivan sê vir Alyosha, die dogtertjie het heel aand uitgeroep, Alyosha, vir God. Sy het heel aand uitgeroep, alleen in die donker koue, God kom red my. Roep die dogtertjie uit. En daai aand toe vries sy dood. En Ivan kla en hy sê, hoekom het God nie geluister toe hierdie dogtertjie uitgeroep het vir help nie? Waar was hy, Alyosha? Het hy geslaap? Het hy 'n nap gevang? Was hy vir daai oomblik gou besig met iemand anders in die wêreld, dat hy nie gesien het of gehoor het hoe hierdie dogtertjie uitskree nie? Hy vra vir Alyosha, waar was God daai aand? En dis heavy, maar ek dink as hierdie preek nie heavy is nie, dink ek doen ons iets verkeerd. Hierdie is die tipe argument wat gebring word teen God. Die argument gaan so in 'n eenvoudiger manier om dit te stel is, as 'n goeie almagtige God bestaan, hy's goed en hy's almagtig, hy het al die krag, hy kan enigiets stop en keer wat hy wil. As hy bestaan, hoekom sien ons puntlose pyn en lyding? Hoekom sien ons dit? As hy bestaan, dan is hy nie goed nie. Hy kan nie goed en almagtig wees nie. As hy bestaan, kan hy nie goed wees nie, want as hy goed is, hoekom stop hy dit nie? Of hy is goed, maar hy is nie almagtig nie, want as hy almagtig was, dan sou hy dit kon keer, maar hy keer dit nie, so hy het obviously die mag om dit te doen nie. So die groot vraag bly, waar is die God van die Bybel, waarvan julle heeltyd praat? Die goeie, almagtige, Christen God, in die lig van al die pyn en lyding in die wêreld, waar is hy? Maar meer belangrik, hoe kan hy? Hoe durf hy? Hoe durf hy my deur hierdie pyn en lyding vat?
Voor ons die vraag beantwoord, dink ek is onmenslik belangrik vir ons om net vinnig stil te staan by hoekom hierdie belangrike vraag is. 2 vinnige redes oor hoekom hierdie 'n belangrike vraag is. Hierdie is 'n onmenslike belangrike vraag, want pyn, seer, swaar kry en gebrokenheid gaan jou tref. Indien dit nie al klaar het nie. Dalk is dit vir jou vanaand 'n filosofiese vraag. Ek wil net weet wat die argument is. Maar besef vanaand, hierdie is 'n belangriker vraag, want in 'n oogwink kan 'n filosofiese vraag baie vinnig 'n persoonlike vraag raak. En ek wil reguit met julle wees, 'n oppervlakkige, selfs 'n valse geloof, gaan jou onvoorbereid los vir die dag wat pyn, seer, swaar en gebrokenheid jou tref. 'n valse of selfs 'n swak geloof gaan jou onvoorbereid los. En so 'n geloof wat jou onvoorbereid los vir die dag wat dit gaan kom, want dit gaan kom, so 'n geloof verdien maar om uitgegooi te word. Dis nie waardig van jou nie. En so vanaand is gedeeltelik 'n geleentheid vir jou om, net gedeeltelik, daar's boeke hieroor geskryf, wat gaan ek in 30 minute bereik? Maar daar's vanaand vir jou gedeeltelike kans om jouself voor te berei vir 'n dag wat gaan kom of al reeds gekom het. Die tweede rede hoekom hierdie 'n verskriklike belangrike vraag is want al sien jy dit nie, elke dag is hierdie mense se realiteit. As ons oë net moet oopmaak, is hierdie die worsteling van mense reg om jou elke dag. Hoe kan God? Waar is God? Hoekom het hy hierdie gedoen? Daar's 'n Barna study gerelease waar mense gevra het, wat is as jy vir God een vraag kon vra, wat sê jy hom vra? Met 'n onmenslike, soos onredelike hoeveelheid mense, 90% van die mense het gesê, ek sal vir hom vra hoekom hy pyn en lyding toelaat. Dit wil sê, hierdie is nie 'n probleem nie, hierdie is die probleem. Hierdie is die probleem. As jy reg om jou kyk, gaan jy nie 2 tree loop voor jy nie iemand sien wat worstel met hierdie selfde vraag nie. En so dis net 2 redes hoekom hierdie baie belangrik is vir ons om vanaand te hoor. So kom ons spring in. Ons gaan vanaand kyk na 2 vinnige filosofiese argumente en dan gaan ons kyk na 3 wat ek noem soos hartsargumente. Meer soos, ek dink goed wat baie meer saak maak as die filosofiese argumente. Filosofiese argumente is belangrik. Ons gaan opeindig by ons harte. So die eerste filosofiese argument bring hierdie belangrike oorweging na ons toe, soos wat ons dink oor hierdie vraag. En dit is, die probleem van pyn, lyding en swaar kry is eintlik nie net 'n probleem wat die Christen moet aanspreek nie, maar dit bly 'n probleem vir elke liewe godsdiens of oortuiging, wat ook al jou oortuiging is. Maak saak wat jy glo of wat jou antwoord is vir wat God is of wat jy glo of agnosties of wat is nie. Jy sit met dieselfde realiteit as waarmee ons almal sit. Wat ek bedoel is, ons kan maklik vir die Christen sê, kyk na al die injustice, kyk na die swaar kry, daar kan nie 'n grot wees as hierdie vreeslike goed plaasvind nie. Ons kan dit sê, maar okay, kom ons haal dan God uit die prentjie uit. Jy kry jou wens. God is nie meer deel van die prentjie nie. Hy is gone. Jou wens het waar geword. Wat nou? Daar vind nog steeds goeders plaas in die wêreld, soos vrouens wat gemolesteer word. Okay, God is by die prentjie uit, maar kinders gaan nog steeds dood van honger. Okay, God is by die prentjie uit, maar jy het nog steeds iemand naby aan jou verloor. So jy moet nog steeds in 'n godlose prentjie van die wêreld, jy moet nog steeds een of ander verduideliking kan gee vir wat gebeur. Jy moet nog steeds sin kan maak van hierdie gebrokenheid. En as ek so 'n bietjie geniepsig mag wees, kan jou antwoord wees natural selection. Jy weet, ateïsme, okay? Daar's nie 'n God nie, hy's uit die prentjie uit. So hierdie is maar net die natuurlike vloei van die wette van hierdie natuurlike wêreld. So jou antwoord moet wees
die evils moet plaasvind, hierdie verskriklike goed moet plaasvind, sodat die swakkelinge kan doodgaan en die sterkes kan dan oorleef. Dis jou verduideliking dan. Maar jy moet 'n verduideliking hê, want jy sit met dieselfde realiteit. En so in teorie wat geword is, jy weet, 'n man wat sterker is, kan 'n ander man wat swakker is doodmaak en sy vrou vat vir homself. Of 'n man kan 'n vrou gebruik en haar doodlos. Dis nou maar net hoe dinge moet gebeur. En ergens in hierdie gemors staan die sterkes uit. Al die swakkes nou maar net doodgaan. Ek besef, ek's bietjie gerealiteit is, ek weet dis moeilik om te aanvaar dat God in beheer is, dat hy goed is en dat hy almagtig is. En ek besef dis moeilik om dit te glo en te glo dat hy toelaat dat ons nou in 'n seisoen van 'n verskriklike wêreld moet lewe. Ek aanvaar dis moeilik om dit te glo. Maar sodra ek die vraag terugvra, besef ek die alternatief is eintlik moeiliker om te glo. Ek weet nie of ek kan glo in natural selection nie. Ek weet nie of ek ooit okay sal wees daarmee. Om te dink die swakkes moet nou maar net doodgaan nie. Dis vir my moeiliker om te glo. Die punt is maar net bloot, almal het hierdie probleem op 'n manier oplos. Almal moet 'n verduideliking gee. En hierdie is 'n huge fout wat ons maak. Ons dink dat as ons God uit die prentjie uithaal, ons dinge makliker maak. Inteendeel. As ons vir God uit die prentjie uithaal, maak ons dinge baie moeiliker. Die tweede ding om vinnig te noem is, die tweede filosofiese argument ten minste, is, hoe weet ons, as ons nou skepties is, hoe weet ons dat suffering juis puntloos is, meaningless is? Party mense kan glo, meeste mense dink ek sal kan glo in 'n God wat pyn en lyding toemaak, maar daar's 'n goeie rede daarvoor. Maar die punt wat gebring word teen Christendom is, hoekom moet 'n dogtertjie doodgaan en doodvries in Rusland in die middel van die aand? Dis puntloos. En so die vraag wat ek vra is, maar hoe weet ons, as ons nou skepties is, hoe weet ons regtig dat suffering puntloos is? In Keller se boek, A Reason for God, ek stel dit, ek recommend dit heavily, julle kan dit lees, dit beantwoord baie vrae. Maar in Keller se boek sê hy, lees saam my, hy sê half sarkasties, if our minds can't plumb to the depths of the universe for good answers of suffering, well then our minds should be trusted, obviously. There can't be any good answers. En dan sê, hy sê dit half sarkasties, hy sê, this is blind faith of the highest order, because this is putting an enormous amount of trust on one's own cognitive faculties. Wat sê hy? Het julle al gehoor van scabies? Okay? Scabies is 'n lelike mikroskopiese gogga wat in jou vel bly. As jy in 'n hospitaal werk, sal jy weet waarvan ek praat. My voorstel is, moet dit nie Google nie, jy gaan nie gaan slaap vanaand nie. So scabies, mikroskopiese gogga bly in jou vel, en so verbeel jou, iemand gaan soek vir hulle hond in hulle erf, hulle loop rond, hulle soek hoog, laag, onder elke bossie in elke kamer en hulle kry nie die hond nie. Dit is dan redelik vir daai persoon om te sê, ek dink my hond is weg. Ek kry hom nêrens nie. Maar as iemand gaan sê, soek vir scabies en hulle sien hulle nie, dan is dit baie onredelik vir hulle om te sê, hulle is nie daar nie. Want dit is baie moeilik om hulle te sien. Hulle is mikroskopies klein. En hulle kan dormant in jou vel bly vir so rukkie, voor hulle soos aktief raak. So, dis onredelik om te sê, hulle is nie daar nie, want ons kan hulle nie sien nie. Die punt is, baie mense sit baie trust in hulle cognitive faculties, want hulle assume, as daar goeie redes was, vir die pyn en lyding wat ons beleef, dan assume hulle sou dit kon sien. Hulle sou dit verstaan. Dis nie soos scabies nie. Dis soos 'n hond. As hy nie daar is nie, gaan ek hom kan kry. Maar wat as pyn en lyding baie meer soos scabies is en nie soos 'n hond is nie? Wat as die redes agter pyn en lyding baie dieper en baie meer ingewikkeld is? Ver bo ons menslike verstand dalk selfs. Pyn en lyding en swaar kry behels van die traumatiesste goed wat die mens kan beleef
op hierdie aarde. Die van die dramatiesste goed. Wie is te sê ons kan sin maak daarvan? Hoekom moet ons kan sin maak daarvan? Wie is te sê ons gaan hierdie redes kan sien? Hierdie goed behels onmenslike seer. So, jy sê vir my, Johan, great. Sjoe, ek kon hierdie dalk in die biblioteek gaan lees het, maar my hart is nog baie seer vanaand. Jy sê, Johan, great filosofiese argumente, dit was amazing, en ek sê net, daar's nog baie ander goed wat ek moontlik kon sê, maar jy sê vir my, dis nie goed genoeg nie. Jy sê, my hart is nog seer, hierdie en hierdie het gebeur, ek soek asseblief nog. As ek glo, God het hierdie goed toegelaat in my lewe. As ek glo, God is in beheer. Johan, as ek na jou luister vanaand, dan sê ek nou vir jou, God moet bietjie verduideliking gee. Want dit is vir my nog steeds moeilik om te aanvaar, dat hy my deur hierdie sal vat. En ek sê vir jou, ja en amen, jy maak sin, jy is reg. En ek gaan my bes te probeer, om met 3 hartsargumente, jou te bemoedig, en vir jou 'n bietjie perspektief te gee, op hoe ons moet dink oor pyn en lyding, en die God wat ons dien. So 3 hartsargumente. Weereens, ek wens ek kon meer sê, ek wens ek het meer tyd gehad, maar dis nie die realiteit vanaand nie. Die eerste ding om te noem, ons het nou net gepraat van scabies, van hoe ons heel moontlik nie die redes gaan kan sien nie, maar dit beteken nie daar is nie redes nie. So ek wil julle vat na die storie van Josef toe in Genesis 37, okay? Vir die van julle wat nie vir Josef ken nie, Josef is daai arrogante klein poepolletjie wat 'n lekker jas gekry het en gedink het hy is beter as al sy broers, okay? Josef is so windgat, hy's so poepel, sy boeties gaan en verkoop hom, ek blameer nie die boeties nie, ek sê maar net, sy boeties verkoop hom tot in slawerny, okay? Nie net dit nie, hy lewe 'n lewe in slawerny en éventueel kom hy uit en dan weens 'n leuen gaan hy tronk toe. So dis is slander. Hy pleit, hierdie is nie die waarheid nie en hulle sê nee, screw you, jy's tronk toe en hy gaan tronk toe. En nie vir soos 'n paar dae nie, vir jare gaan hy tronk toe. Hy maak 'n paar pelle in die tronk. Hy sê asseblief moenie vir my vergeet nie. Vertel die farao, hulle het een werk gehad, wraggies, well done. Vergeet hulle van die arme ou. En hy spandeer nog 'n paar jaar in die tronk. En hierdie is nie soos 'n tronk vandag waar jy menseregte het nie. Hierdie is soos oue eeue Egiptiese tronk. Ek dink nie dit was so nice nie. So ons sien Josef se pyn en lyding baie duidelik in sy storie. Ons sien sy pyn en lyding. En ons sien verseker dat baie van hierdie gevalle, as jy dit lees, baie puntloos gevoel het. Hoekom? Ek het nou net uit slawerny uitgekom, hoekom moet ek nou weens 'n leuen weer terug gaan tronk toe? Hoekom? Nou wat ons dan sien in die storie, as ons bietjie stil staan, bietjie gaan reflekteer, bietjie gaan kyk hoekom is hierdie storie aan ons geskryf, dan sien ons hoe God aan sy arrogante karakter skaaf. In die begin van die storie is hy letterlik die arrogantste en bederfste, klein seun, die jongste in die familie. Maar deur sy suffering sien ons hoe God hom refine. Ons sien hoe God hom voorberei. Ons sien hoe God letterlik die sleg uit hom uitsif en die goed in hom inbou. Hier kan ons ongelukkig nie vir God die skuld gee nie, want ek dink ons almal weet, partykeer is dit wat dit vat om ons harte te breek. Ongelukkig. In elk geval, versterk deur jare se lyding, sien ons hoe God vir Josef oprig as eventually prime minister van Egipte. So hy is letterlik dis farao en dan sit Josef. Dis sy posisie. Hy's second in command van Egipte toe Egipte baie kragtig was. En ons sien hoe God hom versterk deur alle jare se pyn en lyding net om hom te gebruik om letterlik aan die einde van Genesis duisende lewens te red, selfs die lewens te red van sy boeties wat hom in slawerny verkoop het in die eerste plek. Dis 'n baie kragtige storie. Die punt is, as God nie in daai jare se swaar kry gewerk het nie, as God nie daai jare se swaarkheid toegelaat het nie, sou Josef nooit so kragtig kon gebruik geword het nie,
want hy sou 'n windgat klein bliksem gebly het. En hier is die realiteit. Hoeveel keer het ons nie almal al stories gehoor van hoe mense in hulle grootste swaar krye nie ook vir ons vertel hoe daai die spesifieke draaipunt was in hulle lewens wat hulle nodig gehad het nie. Hoe mense stories vertel van die krisisse wat hulle later erken, die sleutel was tot die sukses wat hulle vandag is. Hierdie is die punt. Al kan ons nie altyd die seer verstaan of die rede sien vir dit wat God mee besig is nie, kan ons glo dat God weet wat hy doen. Hoor wat Keller sê weer in Reasons for God. Hy sê hierso, lees saam met my. If you have a God great and transcendent enough to be mad at because he hasn't stopped evil and suffering in the world, then at the same time you have a God great and transcendent enough to have good, all-wise reasons for allowing it to continue that you cannot know. With time and perspective, most of us can see good reasons behind at least some of the tragedy and the pain that occurs in this life. Why couldn't it be possible that from God's vantage point, there be good reasons for all of them? Dis die punt. Hierdie gee vir ons hoop. Die Christen geloof gee vir ons onmenslike hoop. Ons kan vertrou in 'n goeie, almagtige God wat werk ten spyte van ons swakhede, ons sondes, maar hy werk ook deur en in ons swaar kry. In plaas daarvan dat ons hom uit die prentjie hoef uit te haal en te sê, wel niks is beter as iets nie, kan die Christendom geloof sê, nee, maar wag 'n bietjie. Vertrou die all-wise God om all-wise maniere en redes te vind vir wat hy doen en hoekom hy dit doen. Christendom gee hoop en om God uit die prentjie te haal is nie noodwendig die beste ding wat ons kan doen nie. Dis hoop. Hoor wat sê Josef aan die einde van Genesis 50 vers 20. Aan die einde van Genesis 50 vers 20 lees saam met my. Josef aan die einde van sy lewe, hy reflekteer aan alles wat God in sy lewe gedoen het, sê hy vir sy boeties, you intended evil to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Dis hoop. En dis wat God ons aanbied vanaand. Maar ons meer. Ons 'n tweede hartsargument. Die tweede ding wat ons moet sien is, as jy wil hê God moet homself verduidelik vir die pyn en seer en swaarkry wat jy dalk nou op die oomblik beleef, wil ek hê jy moet hoor, hy het homself verduidelik. Hy het homself verduidelik. Die beste moontlike verduideliking wat God vir ons gee vir pyn en lyding en swaar kry, is in sy seun Jesus Christus te vind. Die Christendom dien nie 'n God wat ver is of wat van ver af kyk neer op ons en hy soos, hulle is vuil, ek moet nie aan hulle raak nie. Ons dien nie 'n God wat 'n horlosie opgewind het en hy laat dit nou net uitspeel nie. Inteendeel. Ons sien in Christendom en in God se woord, ons sien hoe hy self saam met ons in die modderput van hierdie gebroke wêreld kon inklim. Hy kom en hy sit in die modderput van pyn en seer en swaarkry met ons, meer as dit. Hy het nie net bietjie daarvan kom proe en soos sy vinger in 'n pot gesit en dit proe lekker nie. Nee, hy het ingeduik. Jesus het die diepste vlakke van seer self kom beleef toe hy op hierdie aarde geleef het. En dit sê baie. Die vraag is, wat maak Jesus se pyn en lyding so erg? Hy het net op 'n kruis dood gegaan. Ek is seker, jy kan vir my sê, en ek dink jy sal reg wees, mense het al op erger maniere dood gegaan. Jesus was nie die enigste persoon wat gekruisig was nie. So wat maak sy seer in ekstreem? Hoekom is dit dat hy die ekstreemste maar wat Jesus se pyn en seer so erg? Vir ons om daai vraag te kan beantwoord, moet ons onthou wie Jesus is. In Johannes 1 lees ons, Jesus word voorgestel as die woord van God wat een is met God. So hy is met God, hy is God en hy is saam met God.
Maar ons lees soos wat ons lees van hierdie drie-enige verhouding van God, lees ons dat daar hierdie intieme verhouding is, waar God een is, maar hy's drie, maar in hulle driegheid is daar hierdie ewige verhouding, hierdie diep, komplekse verhouding. Hulle noem dit soos hy's a tri-personal being, die drie in een. So om Jesus te verstaan, moet ons verstaan hoe hierdie komplekse wese en hierdie komplekse verhouding van 'n drie in een God werk. So, voor ons dit kan doen, verbeel jou net gou saam met my, die diepste seer wat ons beleef op hierdie aarde, glo ek, is wanneer ons verhoudings verloor in ons lewens. Baie mense het al gesê, ek sal liewers doodgaan voor ek iemand moet verloor naby my. Ek sal liewers die seer ervaar as om iemand anders te moet sien die seer ervaar. En ek glo dis waar. Ek glo die diepste seer wat ons kan ervaar in die aarde is wanneer dit gebeur met die mense naaste aan ons. So dalk is jy 'n girl ou en jy smaak hierdie ander girl of hierdie ander ou en julle soos WhatsApp so bietjie en julle gaan op soos 'n date of twee en dan soos reject daai persoon jou. Soos solidly, soos nee, dinge gaan werk nie. Dis seer. Dis is aaklag. Dis 'n terrible gevoel wat jy voel, okay? Nou, imagine jy gaan vir soos 'n jaar uit met iemand, okay? En julle soos gaan uit, julle doen die ding, julle lewe soos in mekaar se lewens, julle chat elke dag, julle is meisie en ou, julle raak soos in mekaar se lewens en na so 'n jaar of meer as 'n jaar breek julle dan op. Daai gevoel van rejection en seer is soos verdriedubbel. Ek het al gehoor hoe mense sê, soos ek kan nie, wil nie meer lewe nie. Ek verstaan dit, is seer. Ek het iemand verloor naby my. Maar dan, dink hieraan. Ek verstaan hierdie nog nie eers nie, maar ek is nou eers so 3 jaar getroud met my vrou, wat die voorgesing het, wat baie mooi is. Ek het al met ander mense ook gepraat wat getroud is, en ons is nou eers 3 jaar getroud. As ek haar moes verloor, glo ek regtig daar sal iets binnekant my doodgaan. Letterlik, ek dink ek sal 'n deel van myself verloor. En om eerlik te wees, ek dink dis wat gebeur wanneer jy jou vrou, jou man of jou kind verloor. Ek dink, daai verhouding is so eg. Dis so nou aan jou, dis so naby aan jou, dis so deel van jou. As jy daai persoon moet verloor, dink ek is die diepste seer wat jy kan beleef op hierdie aarde. Nou vat 'n oomblik en dink weer terug aan Jesus en sy ewige verhouding met God. Die tri-personal being in sy eternal relationship. Kan ons imagine hoeveel erger dit moes gewees het vir Jesus om op die kruis daar weggeskeer te moes gewees het van sy pa. En hier praat ons nie van 'n paar jaar se liefde nie. Ons praat nie eens van 'n aardse huwelik nie. Ons praat van 'n ewige, persoonlike, intieme eenskap verhouding wat nog altyd bestaan het vir alle eeue. Tussen Jesus en sy pa en die Heilige Gees. 'n verhouding wat nog altyd was, verskeur. Jesus skree aan die kruis, 'n seer dieper as enige seer wat nog ooit geseer was op hierdie aarde, skree hy, my God, why have you forsaken me? 'n skrywer sê, the physical pain was nothing compared to the spiritual experience of cosmic abandonment. Hierdie is die diepste seer wat ek dink al ooit gevoel was. The greatest suffering ever suffered. Want daar op die kruis, toe Jesus plekke ruil met ons, en ons sondes word op hom geplaas, toe word hy weggeskeer van sy Vader af. En die Vader draai letterlik sy oë van hom af. Christendom alleen en al die wêreldse godsdienste volhou, dat God teen volle mens geword het in Jesus Christus, en het daarom eerstehandse ervaring met ons despair, met ons rejection, met ons eensaamheid, met ons armoede, met ons traumas en met ons tragedies. Op die kruis het dit selfs verder gegaan toe hy afgesny was daar, van sy Vader af. Christendom volhou dat Jesus het deur dit gegaan, en hoor hierdie asseblief.
sodat ons as mens wat in hom glo, wat na hom toe gaan, nooit hoef afgesny te word van God die Vader af nie. Jesus was in ons plek afgesny, sodat ons nou vir alle ewigheid nooit hoef afgesny te word van God die Vader af nie. Sodat ons die verhouding kan hê wat hy het met God die Vader. He was forsaken, so that you never have to be forsaken. Onthou die vraag wat ons vanaand vra. Die vraag wat ons vanaand vra is, hoe kan 'n goeie God pyn en lyding toelaat? En as ons kyk na die kruis, vind ons nie juist die duidelikste antwoord nie, maar ek dink ons vind 'n verskriklike goeie verduideliking. Ek weet dit beantwoord dalk nie al jou vrae nie, maar hier is een ding wat ons sien in die kruis, wat ons wel baie help. Ons kan nooit sê, hierdie pyn, hierdie seer, hierdie lyding, wat ons beleef is omdat God nie lief is vir ons nie. Ons kan dit nooit sê nie. Ons kan nooit sê dat God jou forsake het nie. Jy kan nie dit sê nie. Sy liefde bewys aan jou op die kruis. Toe hy daar die seerste seer ervaar het, nie net fisies nie, maar veral geestelik. Sy perfekte liefde is aan jou. Jy kan nie sê, God het vergeet van jou nie. Jy kan nie sê, hy het aan die slaap geraak toe hierdie of hierdie gebeur het met jou nie. Jy kan nie sê, hy was nie eers daar nie, hy was daar. En hy weet beter as enige iemand, waardeur jy gaan. Inteendeel, aandiens. Die kruis bly die ultimate bewyse, dat God ons swaar kry so ernstig opvat, dat hy self bereid was om dit te proe tot op die ekstreem. Romeine 8 vers 31 en 32. What then shall we say in response to these things? Suffering, context van Romeine 8. If God is for us, who can be against us? Hoor hierso, he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? So maak jy ook waar jy jouself vind vanaand nie. As jy gaan kyk na Christus, kan jy weet, God verstaan jou seer beter as enigiemand, en hy het jou nie verlaat nie. Ek kan nie vir jou meer as dit sê nie. Ek weet nie wat die redes is nie, en ons gaan nie altyd die redes weet nie. Ons kan vertrou dat hy weet wat hy doen. Maar die een ding, en ek wil asseblief hê jy moet dit vanaand hoor, maak ook wat jy deur gaan nie, maak ook waardeur jy nog gaan nie, maak ook wat jy al deur gegaan het nie, God het jou nie verlaat nie, en hy het jou nie gestraf nie, want Jesus Christus het die straf gevat vir jou. He was forsaken, so that you never have to be forsaken. Kom ons vertrou hom. Kom ons vertrou hom. En dit bring ons na die derde en laaste punt toe. Weet, al is dit regtig troos om te weet Jesus verstaan, is daar selfs nog wat Christendom vir ons wil aanbied. Daar is hoop. Daar is soos ware, egte hoop. Maak is ook waar jy jouself vind vanaand nie. Ek praat nie van soos 'n oosterse, middel-oosterse of oosterse siening, meer oosterse siening, waar soos alle individualisme verloor word. Jy weet, jou persoonlikheid, jou huis, jou kar, jou storie, jou musieksmaak, alles word verloor en alles word ingesluk in een groot divine bubble in nie. En ons almal lewe in soos 'n nirvana bubble nie. Ek praat nie van daai tipe hoop nie. Ek praat ook nie van 'n niks nie, soos ek praat nie van 'n hoop wat, die wêreld is siek en gebroken genoeg dat daar hoop kan wees in om net dood te wil gaan en 'n niks in nie. Ek praat nie eens van daai hoop nie, want ek dink nie dis veel van 'n hoop nie, al kan ek sien dat mense daar kan opeindig. Ek praat hier van 'n ware, egte, diep Christelike hoop, 'n sekere hoop. Een waar ons nie hemel toe gaan nie, maar een, en ek weet nie of jy hierdie geweet het nie, maar een waar die hemel na ons toe kom. Een waar die hemel na ons toe kom. So die boek van Openbaring praat van hoe die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel en nuwe aarde gaan neersak op hierdie huidige aarde.
Waar dit beskryf nie hierdie geestelike wêreld waar ons so spokies rondhardloop met vlekkies nie. Dis nie wat ons sien nie. Ons sien hoe 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde neersak op hierdie aarde. En wat ons dan sien is 'n materiële wêreld. 'n Materiële wêreld. Ek praat van paaie, stede, werke, huise. Dalk is daar stopstrate. Ek weet nie. Maar dit is 'n materiële wêreld. Dis iets waar ons kan vat en in lewe, ons kan eet. Ons kan kuier. Dis 'n materiële wêreld. Dis letterlik 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Wanneer ek sê nuwe, bedoel ek, wanneer Jesus aan die einde gaan terugkom, lees ons van 'n cleansing. Ons lees van 'n renewing, 'n perfecting en 'n restoration. Ons lees van 'n restoration van hierdie wêreld. Niet gemaak, maar tog familiar. Soos ek hoor dit, ek voel, ek verstaan hierdie wêreld, want ek was al hierso. Dis net niet gemaak. Maak dit sin? Die Christense hoop, toe Jesus uit die doodheid opgestaan het, het hy sy nuwe liggaam gekry. Die Christense hoop lê daarin, in Jesus se opstanding, toe hy die dood opgesluk het. Toe hy die een was wat die dood oorwin het, wat nie een van ons gaan oorwin nie, ons almal gaan doodgaan. Die dood hang oor ons, soos 'n vyand, wat dink hy het ons, en Jesus kom en oorwin die dood, en in hom oorwin ons die dood in sy opstanding, en dit is die punt, wat met Jesus se liggaam gebeur het, gaan met die hele aarde gebeur. Dit gaan nie wees, maar dit gaan tog 'n liggaam wees, wat ons verstaan en voel. En hoor hierdie is wat ek probeer sê, restoration, die woord restoration beteken, nie dat jy die hemel ontvang, as 'n tipe van 'n leë troos vir die lewe wat jy moes lewe hê nie, ag, yes, daarom is daar nou iets beter nie, dis dit, maar dis baie meer as dit. Restoration beteken meer as dit. Restoration beteken, elke liewe, aaklige ding, wat nog ooit hier en nou met jou gebeur het, of nog gaan gebeur, gaan undone word. Restored. Dit gaan repair word. Restored. Dit gaan teruggegee word op so 'n manier, dat dit vir jou meer vreugde bring as ooit. Dit gaan undone word, gaan restored word, gaan teruggegee word. Ek weet nie mooi om dit te verduidelik nie, maar my best attempt is hierdie. My vrou droom baie. En baie keer word sy wakker en sy baie kwaad vir my, want ek het iets gaan koop wat ek nie moes in haar droom nie. Maar elke nou en dan word sy verskriklik hartseer en emosioneel wakker, want ek het dood gegaan in haar droom. En daai oggend gee sy vir my drukkies en soetjies en koffie, en sy wil sê, ek mag nie werk toe gaan nie. Ek moet net hier bly. En sy wil my net geniet. Want in haar droom het sy my verloor. Hierdie dinamika van waar jy gedink het jy het iets verloor, maar dan kry jy dit terug en dan waardeer jy dit soveel meer, want jy het dit nie gehad nie, en jy kan nie lewe sonder daai ding nie, en dit bring soveel meer geluk, want jy's dankie tog ek het dit nog. Daai dinamika, dit is hoe the restoration of all things gaan wees. Dis die hoop van the resurrection. Alles wat hier sleg is, al die pyn, al die seer, al die misdaad, alles wat jy verloor het, alles wat jy nog gaan verloor, in Jesus gaan jy dit terugkry en meer. Dit word restore op so 'n manier dat jy dit terug het en meer. En weet jy wat, die realiteit waarin ons nou lewe, ons gaan na die nuwe hemel en nuwe aarde toe in Christus, dit gaan hierdie realiteit, die pyn en die seer wat jy nou in leef gaan voel soos 'n slegte droom. Dit gaan voel soos 'n droom waar jy iets verloor het en toe word jy wakker en nou het jy dit en jy het vir Jesus en jy sê dankie en jy prys hom. En jy sê dankie, want hy het alles kom regmaak. Dit is die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis die hoop. Dis die hoop wat ons het in Christendom. All will be healed. All might have beens will be. Ons kan nou, en ek quote 'n ou wat by ons kerkkamp gepreek het, ons kan nou ons 10de beste lewe nou lewe. Ons kan. Want ons beste lewe kom nog. Christendom is die enigste geloof waar sy volgelinge nie weghardloop van suffering af nie. Maar Christendom het 'n geloof geskep waar die disippels hardloop na suffering toe.
Nou nie in alle gevalle nie, maar kyk na die vroeë kerk. Gaan lees die stories van die martyrs wat hulle lewe opgeoffer het vir die geloof. Gaan lees van die ouens in Rome wat gebrand was op 'n houtpaal omdat hulle Christene was. En gaan lees die stories vandag nog van gelowiges wat doodgemaak word vir hulle geloof. Daai realiteit ons kan net moed vind, ons kan net krag vind vir daai realiteit. As ons weet, ons beste lewe kom nog. Ons beste lewe kom nog. Dis nie hier en nou nie. Ons kan alles hier verloor, want Jesus gaan vir ons alles en meer teruggee. Dit is die Christen se hoop. Nou, onthou julle daai dogtertjie wat ek julle vroeër van vertel het. Ivan, die een broer, het gekla. Hy het gesê, waar was God toe sy uitgeroep het daai aand toe sy doodgevries het? Alyosha, die broer aan die einde van die boek, of so naby aan die einde van die boek, hy kry toe 'n geleentheid om sy counter-argument te gee. So, Ivan hoop het op, hy sê hierdie is al die sleg, hierdie is al die sleg, en hy gebruik hierdie storie van die dogtertjie as 'n voorbeeld. En hier kry Alyosha in Dostoevsky se werk 'n kans om te respond. Hoor wat sê hy, lees saam met my. Hy sê vir Ivan, I believe, like a child, that suffering will be healed and made up for. That all the humiliating absurdity of human contradictions and evils will vanish like a pitiful mirage. Like the despicable fabrication of the impotent and infinitely small Eleusinian mind of man, dis net mense wat dink hy slim is, that in the world's finale, at the moment of eternal harmony, something so precious will come to pass that it will suffice for all the hearts, it will suffice for all the comforting of all resentments, it will suffice for the atonement of all crimes of humanity, for all the blood that they have shed, that it will make it not only possible to forgive, but to justify all that has happened. That at the world's finale, at a moment of eternal harmony, something so precious will come to pass that it will suffice for all hearts, for the comforting of all resentments, for the atonement of all the crimes of humanity, for all the blood that they've shed, that it will make it not only possible to forgive, but to justify all that has happened. Ek glo daai aand toe daai dogtertjie uitgeroep het na die Here toe, ek glo hy was daar. Ek glo hy het haar huis toe gevat, sodat sy by hom kan wees, sodat hy 'n beter pa vir haar kan wees as die bose ouers wat haar daar gesit het in die eerste plek. Dis wat ek glo God gedoen het daai aand. Hierdie is ons hoop. Ek wil bietjie opsom en net hierdie sê, ons hoop is hier dat ons nie alles gaan verstaan wat met ons gaan gebeur nie, of het gebeur het nie. Ons gaan dit nie alles verstaan nie. Maar ons kan glo dat God ons nie verlaat het nie, want hy het sy seun kruis toe gestuur. En hy het nie net kruis toe gegaan nie, maar hy het daar sonde en die dood oorkom. Hy het opgestaan uit die doodheid, sodat hy die res van hierdie gebroke wêreld kan hernie. Alles kan ek nie verduidelik nie, maar in Christus kan ons glo dat God alles sien en hy gaan iets doen om alles te kom regmaak. Ek sluit af met dit waarmee ons die diens geopen het. Openbaring vers 20, 1-6. Lees saam met my. Hierdie is die belofte wat Jesus ons gee. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. And I saw a holy city, a new Jerusalem, coming down out from heaven, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them and be their God.
And He will wipe away every tear from their eyes, and there will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. He who is seated on the throne said, I am making everything new. Then He said, write this down, for these words are trustworthy and true. He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give water without cost from the spring of the water of life. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.